sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, bring hom hier. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is koning, hy kom weer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas pastyne, slaan op drome en kom dans vir God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, and through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, how God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Oh, I believe. our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe
Daar's 'n dierbare prys waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Door die stryd hier beneden is vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. O die dierbare kruis, waar die uiterste prys deur kosbare bloed is betaal. Daar is smarte gelei en verzoening verkry, waar Jesus voor my het behaal. By die kruis wil ek bly. Voor die stryd hier beneden is vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verrys, tot eenmaal daarbo om die troon. Want eens in ons huis, in die Vader se huis, dan verwissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly. Voor die stryd hier beneden is vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly. Voor die stryd hier beneden is vol stryd. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Dit was my bitter ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my bitter as sneeu. Daar's genesing. Daar's genesing in die bloed van Jesus. O, die bloed van Jesus. Genesing in die bloed
Daar gaan nog al die jare uitnodiging uit aan elke mens. Kom dat ons die saak uitmaak. Alles jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Alles het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. As jy bereid en gewillig is, sal jy die goeie van die land eet. Net soos wat ons staan. Jy het jou saak met die Here deur sy bloed uitgemaak. Maak uit jou oë toe en sê, Here, ek is bereid en gewillig, want ek wil die goeie van die land eet. Ek wil deel in die triomf van Golgotha. Nie net ek persoonlik nie. Here, maar my werksplek, my besigheid, my familie, my kinders, my kleinkinders. Dankie, Here. In die kosbare naam van die Here Jesus. Staan net so oombliekie in sy teenwoordigheid. Ek het 'n bewustheid van 'n vrou wat regtig sukkel met artritis. Ek sien jou hande is baie kere meestal in pyn. Wie die Here wil jou vanoggend kom aanraak. Sal sien deur die vloei wat die Here wil doen. Maar die Here wil jou kom aanraak en vir jou sê, jy hoef nie met daardie pyn rond te loop nie. Hy het dit op hom geneem. Dankie, Here. Kosbare Heilige Gees, U is so welkom. Kom word verheerlik in ons midde. Want U gaan die Here Jesus verheerlik. U gaan die woord vir ons oopbreek. En God die Vader se liefde gaan tasbaar word in ons midde. Want Here, dis in ons harte uitgestort. Deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Net voor jou sitplek neem, seën die mense om jou. Seën hulle gesinne, seën iemand, net stel jouself voor, seën die mense om jou. Nee. Johannes 3 vers 16 is die bekendste skrifgedeelte in die woord. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. En weet jy, wanneer jy gee, wil ek hê, dat jy net vir die Here sê, Here, want so lief het ek U, dat ek dit wat U aan my toevertrou het, hierdie geld, die gawes, my talente, kan gebruik tot U eer. En Here, dat ek vir U kan gee. Want so lief het God die wêreld gehad. Die dag het daai versie vir my verander, toe ek my naam daarin plaas. Maak dit jou oë toe vir 'n oombliekie. Sien persoonlik hoe die Here vir jou lief is. En dankie Here dat ons nou dit wat U aan ons toevertrou het. Here, dat ons daarvan vir U kan gee. Here, ek bid daaroor, ek seën dit met die keer van die seëninge. En Here, hulle wat deel is op internet, ek bid vir hulle. Ek bid Here dat hulle ook sal gee, dat U Heilige Gees hulle sal lei, in Jesus naam. Amen. Kan ek net vra dat die diaken staan? As jy vanoggend by ons besoek, sal ons graag vir jou 'n kaartjie in die hand wil druk, en jou na die tyd nooi om in die hoek, om met ons 'n koppie koffie te kom deel in die sitkamertjie daar, of in die cafeteria is daar 'n sitkamer. So as jy by ons besoek, sien net jou hand opsteek vir 'n oomblikkie, dat hulle net vir jou 'n kaartjie in die hand kan druk. Graag hê dat jy die kaartjie invul. Jy kan net jou hand daar hou, daar agter is iemand, en dan sal ons waardeer as ons jou na die tyd kan sien. Wonderlik. Hulle sê met ons elektronika vanoggend het ons 'n probleem. So die moederskamer daar, werk die televisie en julle moet aan die ander kant gaan sit, en die afkondigings, ons het net 'n paar. Ek wil net hierdie paar afkondigings met julle kom deel. En die eerste is dat ons 'n polisiewaarderingsdiens het, waar ons samewerking ooreenkoms met hulle teken op die 19de April by die 11:15 diens. Alle polisie word genooi om te kom. Dalk as jy 'n polisieman of polisievrou is na daardie diens, maar ook in jou uniform sal kom.
En dan in die onthaalsaal op 13 April begin ons met ons genesingsskool en die keringsproses, die inligting, registrasievorms is voor, dit word in Engels aangebied. Dan vrymakende waarhede begin ook 13 April in die kapel, in die oggende 9 uur. Die span het my gevra om 'n hele reeks te doen, so ek gaan alles aanbied in die reeks. Ons het baie bekwame mense, maar ek gaan hierdie reeks aanbied in die oggende. En dan herstel dinamika 14 April, ook 7 uur die oggend in die hoofgebou, en lokaal 2, as hulle daarvan sal kennis neem. Dan die profetiese skool begin 23 April, en dis in die kapelsaal in die aande om 7 uur. En dan in die lokaal bo om 9 uur in die oggende, ook op die 23 April. Dan ontdek jou roeping, 3 dae seminar, 29 April, van 8 tot 9 Mei, en dis in die hoofgebou, ontdek jou roeping, as jy daarvan sal kennis neem, alles is ook op die blaadjie, en dan wil ek noem dat, is die laaste oggend wat ons gaan afkondig, van as daar mense wat wil saam gaan Israel toe, ons het die Engelse toer gekanseleer, ons het net die Afrikaanse toer, in Oktober, alles is voor beskikbaar. Wonderlik, ek gaan vra, dat al die kinders net vorentoe kom asseblief, al die kinders. Kinders, julle word vanoggend bederf. Elkeen van julle kry 2 paaseiers. 2 paaseiers. Hulle gaan dit nou vir julle uitdeel. Maar as jy saam met die kinders moet kom, dan maak ons vir jou plek dat jy op die trappie sit of ergens saam met jou kind. Kinders, julle kan inkom hier voor en as julle in is, dan sit julle. As ek so kyk, weet ek nie of ons 2 paaseiers vir elke kind gaan hê nie, want hier's 'n baie vrugbare gemeente. Ek moet julle komplimenteer, julle gehoorsaam die groot opdrag, wees vrugbaar en vermenigvuldig. Ons is baie trots op julle. Daar sê, hallo julle almal, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? OK, ek wil gou by julle hoor, wie van julle het al 'n paaseier gekry in hierdie week wat al verby is? Wie weet hoe lyk 'n paaseier? Weet julle hoe lyk 'n paaseier? OK, weet julle wat? Ek het gisterand ook 'n paaseier geëet, maar ek het hom nie net geëet nie. Ek het met die paaseier gespeel. Wie het al met julle sweets gespeel? Dis lekker, nê? Nee. Jo, ek het so lekker met my paaseier gespeel. Maar weet julle wat? Toe ek met my paaseier gespeel het, toe wys die Here vir my 'n paar goedjies van 'n paaseier. Nou, ek het hier so 'n paaseier wat ek klaar oopgemaak het. Het julle se nou ook so gelyk? Ook so gelyk. OK, weet julle wat? Toe ek hierdie paaseier sien, toe sien ek hierdie brein. Nou in hierdie brein, wat laat dit julle dink? Aan die sondes en die vuil, jy is so slim. Ja, weet jy, toe ek hierdie brein sien, toe dink ek dadelik aan modder. En modder is mos vuil, en modder is mos nie lekker nie, nê. Weet julle wat? En so is ons lewens, as ons nog nie vir Jesus in ons hartjie genooi het nie. Maar weet julle wat? Die oomblik as jy vir Jesus in jou hart innooi, wat gebeur met hierdie brein? Hy gaan weg. En wat gebeur met daai brein? Dit word wit. Oeps, daar val my paaseier op. Kyk, binne in daai brein is hy wit. En toe Jesus aan die kruis gesterf het, nee, toe vat hy daai brein, vat hy alles weg. En hy was ons so skoon, so sneeu. Hy het al daai sonde, hy het al daai sleg, hy het al daai lelike goed, het hy weggevat, omdat hy aan die kruis gesterf het.
Maar weet julle wat het nog gebeur? Binne in daai wit. Hoe lyk die paaseier nog binnekant? Goud en oranje. En wat beteken goud en oranje? Goud. Ja, kom ons begin eers by oranje. Oranje laat my dink aan die son, nê? Nee? En dan kom Jesus en hy skyn sy lig binne in ons hart. En dan word ons verlig. En daai wat diep binne in ons hart is, kom die Here en hy skyn 'n lig daarop. En hy vat al die donker weg, al daai bang, al daai vrees. Wie raak bang partykeer in 'n donker kamer? Ja, partykeer raak ons bang in 'n donker kamer. Maar soos Jesus innooi, dan kom hy binne in daai binneste kamer van jou en hy sit 'n lig aan en daar so skyn 'n lig en daar's al die donker en al die vrees is weg. En weet julle wat? Soos hierdie paaseier net so staan, nê. In Romeine 5 vers 8 staan: toe ons nog sondaars was, het Jesus aan die kruis vir ons kom sterf. En weet julle wat? Al sien ons hierdie brein nou raak, dat Jesus kom bly binne in ons hart. Daar waar hierdie geel binne is, kom bly Jesus. En hy kom vat al daai goed weg. En Jesus wil hê ons moet so wit. Ons moet so wit wees. Maar weet julle wat? Soos die Heilige Gees binne in ons kom bly, wat gebeur hierso? Sien julle? Dit klou vas. En net so kom Jesus se liefde binne in ons hart. En hy klou so vas in ons. En Jesus se liefde gaan ons nooit los nie. So, dit maak nie saak hoe jy van buite af lyk nie, al is jy brein buitekant. Maar Jesus kom en hy bly binne in jou hart. En hy vat die brein weg. Okay. En die versie wat ons gelees het vandag, Romeine 5 vers 8. Toe ons nog sondaars was, het Jesus aan die kruis vir ons gesterf. So, Jesus vat julle net soos julle is. Net soos julle is, vat hy julle. Okay. Wat sê? Okay. En dit is my lesie vir vandag. En nou, gaan ons vir julle elkeen paaseiers uitdeel. En as julle hierdie paaseier eet, dan moet julle dink daaraan, dat Jesus vat ons sonde weg, hy was ons skoon so sneeu, en hy laat skyn sy lig in ons harte. En sy lig is soos gom wat vasklou, wat nooit sal weggaan nie. Ek weet nie of ons dit moet waag om elkeen 2 te gee nie. Ek dink gee elkeen liewers 1, dan gaan ons nie 'n kind hê wat teleurgesteld is nie. Okay, kom, al die kinders kom hier, so hierdie kant kan hierdie kant kom, dan gaan ons hier so lank sweeties uitdeel. Dankie. As van die diakens na vir Kobus raak kan help, asseblief. Terwyl die kinders hier voor is, net vir die ouers sê, as jy 'n probleem het met 'n paaseier, vergeet die probleem en geniet die eier. En uit die bedien van die woord sal jy iets verstaan vanoggend. Ek vertrou dat die Here dit vir jou gaan oopmaak. Ons gebruik 'n bietjie lankmoedigheid, kinders. Kinders, onthou die papiertjie van die lekker goed kom in jou pa se kous.
Ons sal die ander paaseier hou vir Sondag, so die kinders sal op 2 dae iets kry. Dan voel hulle nie een afgeskeep nie. Terwyl almal hulle plekke kry en julle wat deel is op internet vandag. Ek wil deel oor die dag van die kruisiging en die onderliggende boodskap is Jesus ons paaslam. In 1991 is daar 'n interessante verhaal wat kom uit die Amerikaanse soldaat se mond wat in Desert Storm daai tyd met Saddam Hussein deel was. Hy ontvang 'n brief van sy meisie, al die soldate daar op die grens kon nie wag om briewe te ontvang nie. En hy ontvang 'n brief van sy meisie, Dear John, will you please return my favorite photograph of myself? I need it for my engagement picture in the newspaper. Die man val in 'n gat. En sy het niks vir hom laat weet nie, en hier laat weet sy hom net dat sy gaan verloof raak aan iemand anders. En toe sy van sy maats dit hoor, kom hulle by hom en hulle sê vir hom, weet jy, kom ons maak 'n plan. En almal op die grens gee 'n foto van hulle meisie. En hulle sit alles in 'n spoonboks en stuur dit vir haar. En hy sê vir haar, sjoe, jy weet, ek het jou foto gesoek, maar kon nie die regte een kry tussen al die fotos nie. Ek sê nie dis die regte manier om dit te doen nie. Maar weet jy, die Here het elkeen van ons op sy handpalm geskryf. Ons is kosbaar van die Here. Hy vergeet nie wie jy is nie. Hy weet wie jy is. Maar vir baie mense verskil die lewe. Paasfees verskil. Mense het verskillende begrippe. Vir sommige mense is Paasfees 'n tyd vir paaseier. En ja, geniet die paaseier. Maar ek is so bly die Here het nie as 'n hoender of as 'n eier gekom nie. En dan 'n paashaas. As hulle nog 'n paaslammetjie gemaak het, maar 'n haas. Die kruisiging het niks met 'n haas te doen nie. Paasfees gaan in werklikheid oor 'n offerlam, oor 'n paaslam. In Jesus se tyd het lammers 'n groot deel van die mense se godsdiens gebruik uitgemaak. En Israel moes leer dat lammers, onskuldige lammers, sterf vir die sondes van die mens. In die tempel het hulle daagliks 9:00 die oggend en 3:00 die middag het hulle 'n lammetjie geslag. Nou die eerste lam wat in die Bybel geoffer was die lam wat Abel gebring het. Abel verstaan dat die offer wat hy vir die Here moet bring, 'n offer sou wees, 'n lam moes wees. Dit moes 'n bloedoffer wees. Die bloedoffer het verklaar, ek het 'n verlosser nodig. Ek kan nie sonder 'n verlosser nie. Abel se lam was 'n tipe van Jesus, die lam van God, wat aan die kruishout sou sterf. Daarom toe Johannes die Doper Jesus sien, toe sê hy profeties die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En hy maak 'n verklaring. Nou daar was 'n prys vir jou en my verlossing. Dis waarom die offerlam. Jy en ek het nie goedkoop gekom nie. Inteendeel, ons is so duur gekoop dat Petrus verklaar in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge. En ek wil hê dat jy moet verstaan hoekom hy sê verganklike dinge. As ek en jy gekoop kon word deur silwer of deur goud, dan sou ons nie die ewige lewe kon hê nie. Ons is nie deur verganklike dinge gekoop, losgekoop uit ons ydelle lewenswandel deur die voorvaders oorgelewer nie. Maar ons is deur die kosbare bloed van Christus. Nadat Kain Abel doodgemaak het, was sy bloed in die grond. En die bloed was al droog, maar die bloed het 'n stem. En die bloed het 'n stem. Vir ewig staan die bloed op jou, duur gekoop.
baie duur gekoop met kosbare bloed. Nie net gewone bloed nie, vlekkelose bloed. Abel se offer mag vir die mens wreed klink. Baie wreed. In terme van 'n onskuldige lam wat moes sterf vir die skuldige mensdom. Want slegs bloed, onskuldige bloed, kon die prys van sonde betaal. Dit was 'n rekening wat ek en jy nie kon vereffen nie. Inteendeel, ek en jy het 'n sondeskuld gehad wat ons nooit sou kon betaal nie. En Jesus, wat ons skuldig was, het daardie sondeskuld kon betaal. Ons noem dit genade. Jesus se kruiswoorde is 'n verklaring van die volle prys wat betaal was. In Johannes 19:30 sê hy, Tetelestai, dit is volbring. Die sondeskuld was ten volle betaal. Die rekening was vereffen. Elke druppel bloed het stem gehad. Elke druppel bloed het gespreek. Levitikus 17:14 sê, die mens se bloed is met sy siel verbind. Daar's lewe. Daarom is mense in daardie tyd of nog nooit uit die woord toegelaat om bloed te eet nie. Die Here kom en hy kom praat met Kain. Hy sê, Kain, die stem van jou broer se bloed het my uit die aarde uitgeroep. Dit het met my gepraat. Vandag roep die stem van die Here Jesus se bloed nog altyd. Dit roep van die genade troon af. Jy kom in die voorportaal en dan kom jy in die heilige plek, dan in die allerheiligste waar die verbondsark was. En daar is die bloed van die Here nog al die tyd. Want die Here tree vir ons in. Hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie. Genade onbeskryflik groot het hy aan ons bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind weer in die vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd. Wou self my sake reël. My lewe, kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors, want toe ek kom, my skuld bely, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot. Daar's fees, ek is weer tuis. U seun bring my verlore mens weer na die vaderhuis. Abel, alhoewel sy bloedoffer wreed was, het dit gespreek van wat God wou hê. Daarom was die bloedoffer wat Abel gebring het. Jy kan dink die lammetjie wat hy slag en op die altaar plaas, was vir die Here mooi. Vir die mens was dit dalk nie mooi nie. En baie keer wil ons wat vir ons mooi is vat. Kain het baie kwaad geword, want hy bring 'n vrugteoffer. En ek wil hê dat jy Kain se vrugteoffer moet sien hier vanoggend. En die verskil tussen die twee altare duidelik in jou geestesoog, in jou hart inbrand. Kain kom en hy bring hierdie mooi vrugteoffer. Dis pragtig. Lyk baie lekker. Maar die Here het dit nie aanvaar nie. En Kain het baie kwaad geword. Maar sy offer was nie aanvaar nie. Die verskil was, Abel was 'n geloofsman. Hy kom op die krag van die bloed en die offer wat sou kom. Hierdie man is 'n godsdienstige man. Hy kom op sy wyse. En baie keer wil mense die Here in godsdiens dien. Ek lewer 'n diens en ek verwag dat die Here iets my moet teruggee. Geloof is wonderlik. Geloof verstaan die opoffering van die offerlam. Geloof verstaan die krag van die bloed. Geloof verstaan dat 'n ligwandel 'n bloedwandel is. Geloof verstaan dat geregtigheid wat God aanbied, moet kom deur die bloed van die lam en dat geen mens dit kan bied nie. Geloof verstaan wat Openbaring 12:11 sê, waar hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ek is bereid om te sterf. Ek het onlangs vertel van hierdie jong moslim seentjie in Irak. Hulle het sy ouers se kele afgesny. Toe kom hy tot hulle met hom onderhoud, toe sê hy, na hierdie onderhoud gaan hulle my keel afsny. En hy maak toe 'n klip oop. Hy sê, julle kan julle messe hier skerp maak. Ek het die prys bereken. Maar ek kan nie die prys betaal
wat hy vir my betaal het nie. Jy sien, iets gebeur. Ek kan nie sê van ons bronne nie, maar nou in Irak kom hulle 10.000 talle tot bekering. 10.000 talle met ISIS. Jy het gister gesien wat gebeur het nou in Afrika, van die college studente wat doodgemaak is, deur Al-Shabaab. Sien, daar's 'n ekstremistiese groep wat nie verstaan dat die prys wat betaal is nie. Geloof beroep hom op die genade van die Here. Genade is God se onverdiende guns. God se offerlam. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 21, verklaar Paulus dit. Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie. In sy menswees het hy nie gesondig nie. Sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Godsdiens beroep hom op eie geregtigheid. Ek sal offer wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil en wat ek wil. Daarom sal die godsdienstige altyd stry oor tiendes, offergawes, liefdesoffers. Net soos Kain. Hy stry oor die offer. Here, dis wat ek bring. Wat's fout met u? Hoekom aanvaar u dit nie? Jy sien, as God hierdie offer aanvaar het, kon enige een sê, hier's 'n verlosser. Maar reg van Genesis af sê hy, daar's geen verlossing sonder 'n lam en onskuldige bloed. En daarom hierdie twee altare, en ek en jy moet sien dat die kruispunt word, want daar's 'n tyd voor die kruis en 'n tyd na die kruis. Iets het op die kruis gebeur, bonatuurlik 'n goddelike ingryping van die Here. As ons verder na hierdie begrip kyk, jy moet nooit uit droefheid of uit dwang, of uit 'n prediker se onskriftuurlike beloftes iets vir die Here gee nie. As ek sê as prediker se onskriftuurlike beloftes, dat op die kansel vir jou iets anders sê as wat die woord sê. Want die Here hou nie wag oor die prediker se opinie nie. Hy hou wag oor sy woord. Gee offergawe. Bring was deel van 'n Bybelse goddelike beginsel. Gee in geloof met dankbaarheid in jou hart dat die Here jou bron is. In Genesis 4 vers 4 en 5, die Here het Abel se offer aanvaar, maar Kain se het die Here verwerp en Kain het baie kwaad geword. Kan jy dink Abel bring hierdie onskuldige lam, God aanvaar dit. Hier staan Kain. En hy word kwaad want die Here aanvaar nie sy offer nie. Hy het geleer van Adam af dat toe Adam hulle self toemaak met vyeblare wat vrugte verteenwoordig, dit onaanvaarbaar was vir die Here. Hy maak 2 diere dood en hy gee vir hulle die diere velle, want dit moes bloed wees wat die sonde bedek, totdat die lam van God se bloed die sonde vir ewig verwyder. Daarom lees ons in Genesis 4 vers 6 en 7. Hy sê, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, Kain? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer, die verkeerde keuse, die verkeerde pad, die aanstoot lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet oor hom heers. Sonde is om die merk te mis. Dis om te faal. Dis waarom ons 'n Target Life College begin. En daarom vra ek elke student, hoe gaan dit by Target Life? Sê hulle, oom, is wonderlik. Ouers kom sê, is die beste ding wat ons met ons kinders kan doen. Want ons wil hê die kind moet die teiken van hulle lewe tref. Hulle moenie mis nie. Dit beteken om aanstoot te neem, verkeerde koers in te slaan. Dit was in Kain se geval. Kain kom, hy sien Abel kom offer en hy kom offer ook. In plaas dat hy na Adam toe gaan of vir Abel vra, Abel, hoekom offer jy so? Dis interessant, Abel se offer spreek van berou. Dit spreek van belydenis, van ek het 'n verlosser nodig, van ek het 'n bron van voorsiening en ek wil volgens die voorskrif van my bron van voorsiening 'n offer bring. Dit spreek van geloof, van die kosbaarheid van lewensbloed.
Dit spreek van onskuldige bloed, want bloed spreek van lewe wat geoffer is. Dis offerbloed, liefdesbloed, is nie vergeldingsbloed nie, 'n oog vir 'n oog. Daarom in die koninkryk van God kom die Here en hy sê dis nie meer 'n oog vir 'n oog nie. Kain se offer spreek van trotsheid. Dit spreek van ongeloof, van eie geregtigheid. En eie geregtigheid sal jy vind word altyd kwaad. En ek is versigtig wat ek vanoggend sê. As jy iemand is wat altyd kwaad word, kan ek vir jou verseker, ergens in jou lewe het iemand jou gedomineer en jy het gerebelleer en nou word jy kwaad. Want jy soek jou eie geregtigheid. En daardie gevoel wil jy partykeer gaan in iemand se nek hier by sy stytjie omdraai. En almal van ons werk daarmee en ons sukkel daarmee. En daarom is eie geregtigheid vir die Here nie aanvaarbaar nie. Kwaad word in watter vorm ook al, gaan hand aan hand met eie geregtigheid. Eie geregtigheid beroep hom op werke en dis godsdiens. God se geregtigheid kan alleen deur die kruis kom. En dis bloed wat vloei. Daar's geen ander manier nie. Daarom aanvaar die Here Abel se offer. Hy aanvaar dit in die boek van Beginne in Genesis en hy sê dis al wat aanvaarbaar sal wees voor die troon van God. Daarom kom die Here Jesus en hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's nie 'n ander weg nie. Daar's nie 'n ander opoffering nie. Daar's nie 'n godsdienstige patroon waarmee jy die Here kan beïndruk nie. Nou die instelling van die Paasfees in Egipte. Ons vind dit in die boek van Exodus 12. Moses moes met die volk praat. Elkeen van die volk moes 'n lammetjie neem volgens hulle familie. 'n Lam per gesin. Moes hulle die lammetjie gaan uitsoek. 'n Lam sonder gebrek. 'n jaar oud lammetjie. Die 10de dag van die maand, dis Maart, April. Hierdie jaar, die Jode se kalender verander of verskil van ons sinne, want hulle die maankalender. En op die 4de April, dis môre, is hulle Pesach, hulle Paasfees. Dit val op hierdie tyd. Op die 10de van die dag moes hulle gaan en uit hulle trop lammers moes hulle 'n lammetjie gaan uitsoek. Hulle moes hom dan hou letterlik tot dat die tyd was om die lammetjie te offer. Nou volgende jaar gaan die Joodse Paasfees op die 23ste April wees. Dis interessant. Al die Joodse Paasfeeste is reeds uitgewerk. Nou op die 10de dag Nisan moes die familie kom. Hulle moes hierdie lammetjie gaan uitsoek. En hulle moes die lammetjie vir 4 dae troetel. Hulle moes die lammetjie inbring in die huis. Party van die lammetjies het hulle nog gevoed. Hulle het die lammetjie gedra. Kan jy dink die kinders wat met die lammetjie rondloop en die lammetjie net vashou? Hulle moes so geheg raak aan die lammetjie, want die offer moes vir hulle ook iets persoonlik beteken. Op die 14de dag Nisan, kies hom op die 10de dag. Op die 14de dag Nisan moes hulle die lammetjie slag. Kan jy dink, jy het geheg geraak aan die lammetjie en nou kom jy moet die lammetjie keel afsny. En die kinders moet deel wees, want dit was 'n lammetjie per gesin. Exodus 12, 6 en 7. En julle moet dit die lammetjie in bewaring hou tot die 14de dag toe. En die hele vergadering van die gemeente van Israel, dis interessant dat hy dit 'n vergadering noem en 'n gemeente noem. Die hele gemeente moet hieraan deel hê. Moet dit slag teen die aand. Die Hebreëus vir hierdie was my baie interessant. Dit sê tussen die 2 aande moes die lammetjie geslag geword het. Gewoonlik was dit 3 uur die middag tussen die 2 aande. Dis wanneer hulle in die tempel geoffer het. Want God volg 'n beeld deur die woord. Net soos Jesus sterf 12 uur. Of althans 12 uur word hy gekruisig. 3 uur die middag sterf hy. Op daardie oomblik. Nou, hulle moes die bloed neem
en hulle moes die bloed kom stryk. Hulle moes dit op die deurposte plaas en bo op die lintel. Dwars deur die prentjie, 'n lammetjie sonder vlek, sonder gebrek, selfs as Abel, en die bloed word aangewend hier en bo. Dit vorm 'n kruis. Dwars deur die woord, die bloedlyn van die Here Jesus, die bloedoffer, volg jy dwars deur die woord. En nou kom hy, en hy sê in 1 Korintiërs 5 vers 7, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Hy is ons paaslam. Nou dit is ons paaslam se bloed, wat as dit ware in ons lewens aangewend word. Jy in geloof sê, Here, ek wil op as dit ware, die ingang van my denke, die ingang van my hart, wil ek kom en ek wil die kruis plaas. Ek wil hê dat jy met jou geestesoog moet sien, dit wat jy toelaat, Here, wat ek hoor. Onthou in die Ou Testament, toe hulle die priesters gesalf het, moes hulle bloed vat. Hulle moes dit plaas op die regter oorlel. Hulle moes dit plaas op die regter duimnaal en op die regter toonnaal. Dat jy hoor deur die kruis gaan. Dat wat jy doen, sê Here, is dit die gekruisigde lewe, dat waar ek gaan. So, in wat ek hoor, in my handel en my wandel, in alles dien ek die Here. En daarom skep die Here die beeld. Moenie toelaat dat seer en dat teleurstelling en dinge in jou lewe inkom, want jy spreek die probleem en jy maak die deur oop. Voor die deur van jou hart moet die bloed wees. En die bloed sê, dis nie vergeldingsbloed nie, dis genadebloed van die genadetroon. En nou kan ek en jy genade betoon, want hy het ons sy genade betoon. Ons open die deur van ons harte vir ons paaslam, sy reinigende, lewegewende bloed. En dit behoort daagliks daar te wees. Soos hulle daagliks in die tempel geoffer het, Here, gister het ek seer gekry. Here, ek is teleurgesteld. Here, hierdie Christen wat net Jesus praat, het my te nagekom. Help my om die persoon te vergewe. Hebreërs 9:22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Daar was 'n wet wat vervul moes word. Nou sê Hebreërs 9:14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete, jou gees bestaan uit jou gewete, jou intuïsie, jou vermoë om te aanbid, reinig van dooie werke om 'n lewende God te dien. Sien hier het ons dooie werke. Here, ek wil die beste van wat ek voortgebring het vir u bring. Die Here sê, nee, bring vir my 'n lewe. Moenie die prentjie wat ek het van verlossing, moet dit nie kom skend nie. Moses, vir die tweede keer toe die Here vir hom sê, praat met die rots, toe slaan hy die rots. En Moses gaan nie die beloofde land binne nie, want Jesus die rots sou eenmaal geslaan word. Jy sien, in sy verhouding met die Here kos dit hom 'n prys. Ons kan nie, en jy wat 'n posisie het, onverantwoordelik optree nie. Alle ander oplossings vir sonde is dus volgens God se voorskrif onaanvaarbaar. Net die bloed van die Here Jesus Christus wat op die kruis geoffer is, net dit kan van sonde red. Dit kan my gewete reinig van dooie werke. Alhoewel die kruisdood gewelddadig was, het Jesus homself gewillig volgens die Vader se wil geoffer. Hy sê in Johannes 10:17 en 18, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my nie. Ek lê dit uit myself af. En ek het mag om dit af te lê, en ek het dit mag om dit weer te neem. Dis interessant. Jy sien Jesus se vrye wil, Jesus se volmag en sy Vader se wil val saam. Ek het die voorreg in die gemeente om vir volmag te teken. My trusteerraad gee my volmag. En die Here Jesus kom in sy
mens wees en hy gee die Vader volmag om aan die wil van die Vader homself te offer. Net soos Abraham kom met sy seun, kan jy dink, 'n pa wat 'n seun op 'n offeraltaar het, my seun, ek moet jou offer, ek verstaan nie. En toe hy die mes optel, praat God, want dwars deur die woord moet die begrip vasgemaak word. Nou is ons net voor die kruisiging. Want Romeine 3 of 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Jesus moes sterf, want die loon van ons sonde was die dood. Hy kom en hy sterf, en die woord sê, in Christus Jesus, sy keuse wat ek en jy maak. God het klaar gekies. Daarom is die uitverkiesing so, dat wanneer jy Jesus kies, is jy uitverkies. Voor die grondlegging van die wêreld, het God die Vader gekies, dat as ons Jesus kies, is ons uitverkies. Nou is ons by Jesus aan die kruis. Pilatus het Jesus gegeesel, 39 houe, met 'n sweep wat hulle flagellum genoem het, of 'n cat of 9 tails. Die sweep het 9 toue gehad. Daarin was stukkies lood, en daarin was stukkies been ingeweef. Nou wat ek vandag gaan doen, is net om vir jou iets te illustreer. Ek gaan met 'n mes 39 keer die brood slaan. Want ek wil hê jy moet iets sien van wat met die Here gebeur het. En dan gaan ons die brood neem en dit as nagmaalsbrood bedien. Want die woord kom, en die woord sê in Jesaja 52:14, for many, the servant of God became an object of horror. Many were astonished at him. His face and his whole appearance were marred more than any man's. Die gebruik was dat 2/3 van die houe agter en 1/3 van die houe voor sou wees. En ek vertrou dat jy iets sal kan verstaan vandag. Dankie Vader. Tel iemand. Hoeveel? Hulle gaan die stukkies brood optel en dit in die mandjies plaas. Ek wil hê dat jy iets moet verstaan vanoggend, dat deur sy wonde daar vir jou genesing gekom het. Ek kan nie dink hoe wreed dit moet wees nie. Ek wou nie iets op die skerm vertoon nie, omdat ons baie klein kinders in die diens het nie. Daar's iets wat ek en jy moet verstaan. Die aanbiddingspan kan verhoog toe kom, terwyl hulle die nagmaal elemente uitdeel. Vanoggend het ons 'n koortjie gesing, 'n baie ou koortjie, daar's 'n dierbare kruis. Op 'n dag sê 'n prediker vir my, Neville, julle moenie meer van die kruis sing nie, ons is lankal by die kruis verby. En ek dog toe, sjoe. En ek gaan word stil by die Here en ek sê, Here, het hierdie broer 'n openbaring of was dit godsdiens? Here, is ons by die kruis verby? Is ons by die offerlam verby? Dis dan 2000 jaar terug. Of is dit godsdiens, Here? En die Here sê vir my, gaan terug na Lukas 9:23. Hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Hy sê, hoe wil jy wegkom van die kruis? Een dag voor my troon verwissel ons kruis vir 'n kroon. Dis een van die kosbare koortjies wat geskryf is, wat ons laat verlore gaan het, want iemand het gekom
met 'n godsdiensgedagte, ons is by die kruis verby. Nee, jy is nooit by die offerlam verby nie. Wanneer jy die prys bereken wat vir jou betaal is, besef jy hoe kosbaar jy is. Wanneer jy die prys bereken en verstaan dat iemand het aan die kruis vir jou gesterf, 'n prys vir jou betaal, omdat hy jou lief het. Hy kon net sy bloed gegee het, maar sy liggaam is uitmekaar uitgeslaan. Ek kon nooit verstaan waarom Pilatus hom laat gesel nie. En terwyl ek gisteraand tyd met die Here spandeer, beleef ek dat Pilatus het gedink, want hy het geen skuld in die Here gevind nie. Miskien as die mense sien hoe uitmekaar hy geslaan is, sal hulle hom jammer kry. Dan hoef ek hom nie te laat kruisig nie. Jy sien, hy het God nie geken nie. Dis 'n godsdienstige gedagte. Die godsdienstige gedagte sê, los die wreedheid. Los die wreedheid. Watter tipe God het julle wat sy seun laat doodmaak? Omdat iemand nie verstaan wat die prys van sonde is nie, ontwikkel godsdienste in die wêreld rondom die verkeerde begrip. En is daar godsdienste wat dink dat hulle jou moet doodmaak om by hulle God krediet te kry. Hoe sal die God wat lewe gee vir jou beloon deur iemand anders dood te maak? Hy kom en hy sê, ek het in jou plek gesterf, omdat ek jou lief het. Ek het my seun gestuur. Ek het kinders, 3 kinders. Ek het 3 kleinkinders. Jy kan my enige tyd vat, maar los my kinders. Watter prys die Vader moes betaal om sy seun te offer, want dit moes 'n offerlam wees. Ons sit net so in die teenwoordigheid van die Here en ons sing die koortjie terwyl hulle die nagmaal elemente uitdeel, daar's 'n dierbare kruis. Daar's 'n dierbare kruis waar die Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde by die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is vol stryd, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. O die dierbare kruis, waar die uiterste prys, die kosbare bloed is betaal. Daar is smarte gelei en versoening verkry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is vol stryd, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die dierbare kruis sal ons loflied verrys, tot eenmaal daarbo om die troon. Want eens in ons huis, in die Vader se huis, kan verwissel
ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon, tot ons eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Kom ons luister net. You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me. And His glory appears like the light from the sun. Age to age, He shines.
kan ek net vra of almal van die nagmaal elemente ontvang het? As jy nie ontvang het nie, is nog besig daar. Ek wil net hê jy moet 'n prentjie sien terwyl hulle nog uitdeel. 'n Klein lammetjie wat hulle vir 4-5 dae in hulle huis het. Jaar-oue lammetjie. As jy op die plaas groot geword het, soos ons, het ons baie sulke lammetjies gehad. Wil die lammetjie nie aan die ma drink nie, of daar gaan iets fout en ons moet die lammetjie in die huis inbring. En kan jy dink die kinders wat kom en sê, pappa, nou moet ons die lammetjie se keel afsny. Hoekom? Wat het hierdie lammetjie verkeerd gedoen? Niks. Maar pappa, dit maak nie sin nie. Kan ons nie eerder vir die Here iets anders te gee nie? My kind, ons kan nie, en ek wil nie hê jy moet my verkeerd verstaan nie. Ek kan nie 3 piesangs vat en dit bo op die kusyn en op die deurposte vasmaak nie. Piesangs het nie 'n stem in die gees nie. Bloed het. Ek glo die ouers in Egipte moes hulle kinders vertel van Kain en Abel. Sê my kind, as daar nie bloed op die deurposte is, vanaand kom die engel van die dood, dan gaan Boetie, wat die oudste is, dood wees. Die Here gee sy enige gebore seun. As die offer nie aanvaar word, is die engel van die dood daar. Kom ons staan saam. En ek wil net vir ouers sê, ek het nie 'n probleem jou kinders nagmaal gebruik nie. My kinders het aan nagmaal begin gebruik van hulle 2 jaar oud was. Mense vra my hoekom. Ons het hulle geleer dat die Here, vandat hulle verstaan, sy liggaam en sy bloed geoffer het. Ek wil hê dat jy die brood vanoggend neem en weet dat daar 'n prys vir jou betaal is. 'n Prys omdat jy kosbaar is. En elke keer wanneer ons mekaar kan praat, vir mekaar kan sê, weet jy, my kind, my man, my vrou, jy is so duur gekoop. Jy is so kosbaar vir die Here. Maak net jou oë toe. Net voor jy die brood neem en sien hoe kosbaar. En soos wat jou tande die brood fyn maal, so is sy liggaam fyn gemaal, dat deur sy gebroke liggaam vir jou genesing kan kom. Kyk net na my vir 'n oomblik voor jy die brood neem. 'n Jong man kom sê vir my, ek het gisteraand 'n droom, maar die droom bekommer my. Die Here Jesus verskyn aan my in die droom. En hy staan voor my, en die volgende oomblik vat hy hier uit sy sy uit 'n stuk vleis en hy sê, gaan gee dit vir die mense. Hy sê, Here, verstaan nie. Hy sê, vertel hulle, dat ek nie net vir hulle sonde gesterf het nie, maar dat ek, deur my vleis te eet, daar vir hulle genesing kan kom. Kom ons neem die brood. Op 'n tyd worstel ek met die Here rondom vra. Ek sê, Here, in die verbondsark was daar manna wat nooit oud geword het nie. Want ek het met die Here geworstel oor die bloed van die Here Jesus wat op die verbondsark, die hemelse verbondsark se deksel rus tussen die 2 engele. Ek sê die bloed gaan oud word. Ek sê my gees is 'n gees van lewe. Daarom sal die bloed altyd 'n stem hê. Ek sê, Here, wat sê U vir my? Hy sê, in die Ou Testament het bloed net sonde bedek. In die Nuwe Testament reinig die bloed jou van sonde totaal. En die bloed bly lewe spreek.
En die bloed op die genade troon bly sê, ja Here, hulle het gefouteer, maar ek het reeds die prys betaal. Help hulle om net weer terug te kom op die regte pad. Sien sonde is 'n verkeerde pad, verkeerde koers. En wanneer jy vanoggend hierdie beker neem, en die Here praat met jou oor iets, sê Here, help my om terug te kom. Miskien het jy aanstoot geneem, en dalk regverdiglik. Iemand het jou aanstoot gegee, maar ek en jy het dit geneem. Ons maak ons oë toe net voor ons die beker gebruik. Dankie Here. Dankie Here vir die wonderlike prys wat U betaal het. Dankie Here vir die vergifnis. Ons neem die beker. Dankie Here vir die bloed. Ons wees net so 'n oombliekie stil. My belewenis in die gees is daardie vrou met die artritis. Iets is besig om met jou te gebeur. Wie ek het regtig het 'n belewenis in die gees soos jy staan. Jy bewus word van God se teenwoordigheid. Dat so 'n ligte hitte net oor jou kom. Die Here jou net kom aanraak vanoggend. Hy het 'n afspraak met jou gehad. Dankie Here. Ek wil hê dat ons hande in die lug steek, jou beker vashou in jou een hand sit, okay. Sê net saam met my, dankie Here Jesus, vir U lewegewende bloed. Dankie Here dat die bloed nooit sy stem verloor nie. Dankie dat ek kan bly stem gee aan die woord van my getuienis, van dit wat die bloed van die lam vir my op Golgotha gedoen het. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met die eerste gedeelte van die oorwinningslied, want dis so 'n oorwinningslied in ons harte. As jy uitgaan by die deur is jou kelkie, en as jy bediening verlang, sal ons graag saam met jou voor wil bid. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde op sy koninkryk regeer. Hy gegeven aan die einde op die wolken kom hy weer. Hy is koning, hy kom eer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy kom weer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons veiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is die rots wat ewig Ons net vir die Here 'n klap op vir dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Kom ons maak ons oë toe net vir 'n oombliekie. As jy onsekerheid het oor jou stand in die Here, dan gaan ek vra dat na die diens jy dalk net uitkom, dat iemand vir jou kom bid. Ek wil jou toevertrou aan die Here.
aan die offer wat God gebring het deur sy seun te gee, aan die werking van God se Heilige Gees in jou lewe, totdat jy hom eendag sien van aangesig tot aangesig. Dankie Vader, in Jesus naam, amen. Sondagoggend het ons 'n wonderlike opstandingsdiens, wonderlik om jou hier te sien vandag. As jy iets wil geniet in die cafeteria of daar's 'n bietjie koffie onder die afdak, die Here seën jou. As jy enige bediening verlang, hier's ook 'n profetiese span voor, baie welkom. Lord.